Vanaand wil ons weer eens net voor U kom, Here, en ons wil voor U buig, en ons wil vir U al die eer, en al die aanbidding, en al die lof van ons harte en van ons lewens gee, Here. Aan U en aan U alleen behoort elke goeie dingetjie, liewe Heer. En Here, soos wat U woord sê, die ouderlinge hulle krone voor U neerlê, Here, so waar ons ook kom, en alles wat ons bereik het, en alles wat ons is, en alles waaruit ons bestaan, wil ons voor U voete kom neerlê, Here. En sê, U is waardig van dit alles. Here, so baie dankie vir U woord. Here, U woord wat spesifiek en direk in ons lewens inspreek, Here. My gebed vir vanaand is, Here, dat U hierdie woord sal vat, en dat U dit sal oopbreek. En Here, daai wat waardevol is binne in die woord, Here, dat dit sal 'n saad plant in ons hart, en dat dit sal groei en vestig, liewe Heer, en dat dit ons geloof sal bou, en ons sal sterk maak. Dankie vir U liefde en genade. Amen. Amen. So julle is seker nou al redelik julle is nou al redelik bekend met wat is die doel van die boek Johannes gewees. Maar net sodat julle dit weer hoor, en ek sê ons gaan dit elke keer lees, vir die eenvoudige rede, as jy per ongeluk dalk vergeet het wat die doel van die boek is, en ons kom by 'n vers uit, en jy interpreteer hom sonder die sonder die doel van die boek, jy interpreteer daai vers sonder om die doel van die boek in ag te neem, dan mis ons dalk eintlik wat Johannes probeer sê het. So die doel is, lees ons in Johannes 20 vers 31, dit sê, hierdie tekens is wel opgeskryf, sodat julle tot geloof kan kom, dat Jesus die Messias is, die Seun van God, en sodat julle deur aan te hou glo, in sy naam lewe kan hê. So nommer 1, vir ongeredde mense, om tot geloof te kom, om hulle te leer van wie Jesus is. En ek dink ek wil vanaand sommer net dit ook sê, jy gaan nie iemand tot geloof in Jesus Christus bring, sonder om vir hom te vertel wie Jesus Christus is nie. Jy kan op geen ander manier enige iemand in die koninkryk van God kry nie. Daar is net nie 'n ander manier nie. So deur geloof in die Seun van God. Jesus die Messias, die Seun van God, en sodat julle wat glo, of wat aanhou glo, lewe kan hê. Hoekom is dit belangrik? Hoekom is dit belangrik dat ons as kinders van God lewe het? Is dit net vir jou belangrik? Dit het eintlik maar te doen met die getuienis wat jy uitbeeld. As ek deur die lewe loop en my skouers is so vooroor gebuig en ek kry myself so jammer en nee, jy weet dit is lewe so moeilik en dit is nou nie 'n beeld van iemand wat ek sal nie wil deel raak as iemand so lyk nie. Dit is sodat jy lewe kan hê, lewe in oorvloed, sodat dit wat jy uitstraal, nog mense na God toe kan bring. Amen. So ons het baie gepraat in die eerste 18 verse van Johannes. Onder andere het hy vir ons gesê, Jesus is God, Jesus is die woord, Jesus was nog altyd daar, en dat Jesus is die lig van die wêreld, en ons is geroep om te getuig van die lig, en dat die duisternis kan nie die lig uitdoof nie. En toe van vers 12 tot 18, het ons gesien dat ons is kinders van God deur sy groot genade, en dat Jesus 'n mens was, wat die volheid van God binne in hom gehad het, en Jesus het gekom om God aan ons te openbaar. En ons het geëindig in vers 18, laas Sondag aand, en vanaand begin ons in vers 19 van Johannes hoofstuk 1. So ek lees dit graag vir julle. Johannes 1 vers 19 sê, en dit is die getuienis van Johannes, toe die Jode, priesters en leviete uit Jerusalem na hom gestuur het, om hom te vra, wie is u? En die interessante ding, is as jy nou gaan bietjie navorsing doen oor wie Johannes se ouers was. Gewoonlik as jy mos nou vir iemand vra, wie is jy, dan begin hulle nou, moenie maar so en so se kind, en dit was hulle ouers gewees, net om baie bietjie
Daai agtergrond te skep van wie is ek dan nou, want dalk ken jy my ouers en dan gaan jy weet waar pas ek in die prentjie. Nou wie Johannes was, beide sy ouers, as jy gaan navorsing doen, kom uit die stam van Levi uit. So die Jode was mos opgedeel in 12 stamme, en die stam van Levi was dan ook die Lewiete gewees. So Johannes het die guldige geleentheid gehad om 'n Lewiet te word, om 'n priester in die tempel te word, om heeldag, elke dag in die tempel besig te wees met die woord van God. Hy het daai geleentheid gehad. Hy het gekies om dit nie te doen nie. Gekies om 'n ander pad te stap. So die ding wat ons by Johannes die Doper kan leer, is God werk nie altyd op die manier wat ons dink hy gaan werk nie. Jy al voor 'n situasie gekom en dan dink jy, ag, ek kan sommer die toekoms voorspel. Ek weet wat God gaan doen. Dis gewoonlik, as ons dit nou moet vereenvoudig, as ek in die finansiële knyp is, dan dink ek God gaan finansies voorsien. Of as ek dink, as ek net iemand nodig het om mee te praat, iemand moet na my luister, dan gaan God vir my iemand stuur. Ons dink ons weet hoe God gaan werk. Maar hy werk nie altyd so nie. As ons Johannes se storie moes oopbreek, die feit dat hy Jesus wil verkondig, die feit dat hy 'n geestelike persoon was, sou ons dink dat omdat sy ouers beide uit die stam van Levi uitkom, sy pa was 'n priester, sou ons dink die natuurlike ding sou wees vir Johannes om ook dan 'n priester te word. En hy doen nie. Maar Johannes, die apostel, skryf, hy sê, en dit is die getuienis van Johannes toe die Jode. Nou, daai woordjie die Jode verwys nie na die volk nie. Dit is ook nie 'n term wat rasse skei nie. Hy praat nie van die Jode as 'n ras nie. So Johannes gebruik daai verwysing in sy boek 70 keer praat hy van die Jode. Nou hy verwys nie na die hele volk nie. So na wie verwys hy dan? Hy verwys na die Sanhedrin. Het julle al gehoor van daai woord? Die Sanhedrin. Nou om vir julle 'n bietjie agtergrond te gee oor wie die Sanhedrin was. As Johannes praat van die Jode, verwys hy na die Sanhedrin, en hulle was gelykstaande in vandag se terme as die Hooggeregshof. Dit is die ouens wat die finale besluit gemaak het oor al die groot besluite. Dit was 'n kombinasie van regering, hof en kerkraad. In daai tyd was die kerk nog baie, of die Sanhedrin dan nou, soos wat jy wil noem, of die Jode, was baie betrokke by die regering ook gewees. En hulle en die Romeine was in gesprek gewees oor hoe gaan ons die dinge laat gebeur, wat is die besluite wat ons gaan maak. Dis ook hulle wat op die ou einde toe nou besluit het om Jesus te laat vervolg, om hom toe nou skuldig bevind het aan dit wat hulle sê. So die Sanhedrin was die hoogste hof en raad van die Jode in die Bybelse tyd. Dit was 'n groep van om en by 70 mans, wat bestaan het uit priesterhoofde, skrifgeleerdes en fariseërs. So dit is die terme wat jy baie in die evangelie sal van lees, en ons gaan nou 'n bietjie praat oor wie was die fariseërs ook. Maar dit is belangrik om te weet van wie praat Johannes wanneer hy daaroor praat. Want later praat hy van die fariseërs, en dan moet ons weet wat die fariseërs gedoen het om te weet hoekom het hulle mekaar nie verstaan nie. Hoekom was hulle altyd so in konflik gewees? Jy het nooit gelees dat die fariseërs vir Jesus gesê het, "Sjoe, dit was nou mooi." Nee, hulle was altyd in konflik. En hier ook. Hier maak Johannes soveel waves, Johannes die Doper maak soveel golwe in die omgewing, dat die Hooggeregshof stuur 'n klomp priesters en profete om te gaan kyk, waarmee is die ou besig? So, die Sanhedrin het oor belangrike sake besluit, onder andere godsdienstige wette en selfs politieke kwessies onder die Romeinse owerhede het hulle besluite geneem. Hulle was die groep wat uiteindelik vir Jesus aangekla het en hom voor die Romeine gebring het, en die gewone mense het opgekyk na die Sanhedrin, want hulle het eintlik dan nog maar die finale sê gehad oor alles wat onder die Jode gebeur het. So om dit eenvoudig te stel, die Sanhedrin was die hoogste gesag, soos 'n groot raad vol regters en geestelike leiers. En dan sê Johannes,
So die Jode, die Sanhedrin dan nou, het priesters en leviete uit Jerusalem na hom gestuur en het hom gevra, wie is u? Nou as ek vanaand vir jou moet vra, wie is jy? Dit sou 'n maklike vraag wees om te antwoord, want jy het daar 'n bietjie meer konteks. Jy kan darm hier sit vanaand en hoor dat dit eintlik so 'n bietjie van 'n trick question is. As die pastoor of die dominee dan nou vir jou vra, wie is jy, dan weet jy mos nou die mooi Sondagskool kerk antwoord is, ek is 'n kind van God. Ek is iemand wie Jesus liefgehad het. Ek is iemand vir wie hy aan die kruis gesterf het. Dit is die mooi antwoord. Maar Johannes het nie daai konteks nie. So jy moet jouself vir 'n oomblik uit daai konteks uithaal om te verstaan, waaruit antwoord Johannes? Hy het nie die konteks van die kerk nie. Al wat hy sien is hier kom 'n klomp mense aangestap, baie formeel aangetrek, lang swart rokke, hoedens op hulle kop en hulle is omgekrap. Dit is nie 'n baie vriendelike, "Haai, hoe gaan dit, wie is jy nie?" Dis wie is jy? Amper so, waarmee is jy besig ook? Sien, in Johannes kon vir hulle soveel antwoorde gee. Hy kon vir hulle sê, ek is 'n priester. Ek is 'n profeet. Ek is die een waarvan Jeremia gepraat het, wat gesê het, ek gaan vooruit en ek gaan 'n pad. Hy kon soveel sê oor homself toe hulle vir hom vra, wie is jy? Maar hy het nie. Want hoor wat sê hy in vers 20. Dit sê, hy het verklaar, dit nie ontken nie, maar openlik verklaar, ek is nie die Christus nie. Hulle vra vir hom, wie is jy? En hulle verwag dat hy moet vir hulle sê wie hy is, en alwaarmee hy antwoord, is deur om vir hulle te sê, wie is hy nie? Nou as ek nou vanaand die bal weer in jou kant van die tennisbaan moet sit, en ek vra vir jou, weet jy dat jy nie die Christus is nie? Of as ek vir jou moet vra, is jy die Christus? Dan is dit mos nou die maklike antwoord is, nee, ek is nie. Ek weet Jesus het 2000 jaar terug gesterf. Ek weet ek is nie die Christus nie. Ek weet ek is nie die een wat aan 'n kruis gehang het nie. Ek is nie die een wat betaal het vir die sondes nie. Dis die maklike antwoord. Maar ons besef nie die gewig van wat Johannes hier sê nie. Wanneer hy sê ek is nie die Christus nie. Want onthou, hulle almal is Jode. Hulle ken die profeseë. Hulle weet dat daar eendag iemand moet kom. Hulle weet dat daar gaan tekens hom volg. En daar het tekens Johannes gevolg. Hy het ook goeie goed gedoen. Hy het mense gedoop. So hulle kom om by hom uit te vind, wie is jy dan nou? En hy sê, ek is nie die Christus nie. En dit klink amper, as ons dit dan nou vanaand sou sê, ek is nie die Christus nie. Klink dit amper asof dit so 'n bietjie van 'n domstelling sou wees, want ek weet ek is nie die Christus nie. Maar dit lê bietjie dieper as wat 'n mens dink. Kom ek skep vir jou 'n prentjie. As jy werk toe gaan, en jy klim in jou kar, en jy dink, ek is die enigste een, wat hierdie probleem by die werk kan oplos. Ek weet, niemand anders daar weet wat om te doen nie, ek weet wat om te doen, en almal moet net van my luister, en ek gaan hierdie situasie kan omdraai. Dan dink jy is die Christus by jou werk. Want wat dit dan nou eintlik beteken is die verlosser. Ek is die een wat hulle kan verlos van wat daar aangaan. Wanneer jou huwelik op die rotse is, en jy nie meer weet wat om te doen nie, en jy by jouself in die kamer dink, in die kamer sit en jy dink, ag, as die mense net vir my wil luister, as hy of sy net wil doen wat ek sê, dan gaan ons hierdie huwelik kan red. Dan dink jy is die Christus. Jy is die een wat hierdie huwelik kan verlos. As jou kinders die pad byste raak en jy dink, as ek hom net aan sy oor kan gryp om vir hom vertel wat ek dink hy moet doen, dan dink ek is sy Christus. Ek dink die krag lê in my en die wysheid en die insig lê in my om die situasie te kan omdraai. Johannes sê vir hierdie mense, ek weet die dinge wat om my gebeur, maar ek weet dit is ook nie ek wat dit laat gebeur nie. Dit het niks met my te doen nie. En al die goed wat hieruit gaan kom, is ook nie my te doen nie. So ja, ons monde bely,
dat ons is nie die Christus nie. Met ons lippe sê ons is nie die verlosser nie. Ag maar as die popo naby die fan kom, dan begin ons optree asof ek die Christus is. Want ek moet tog net hierdie situasie red nou. Ek moet tog net, Johannes kon so baie, so vinnig en so maklik vir hulle verduidelik, net om homself uit die moeilikheid uit te kry. Kon hy vir hulle sê, ja, maar ek is dit, en ek is dat, en ek is eintlik hier om dit te doen, maar hy doen nie. Hy sê, ek is nie die Christus nie. En weet jy, hoeveel vryheid, hoeveel hartseer, hoeveel bekommernis, hoeveel angs gaan jy jouself spaar die dag wanneer jy besef, jy kan niks aan jou eie situasie doen nie. Jy kan net Jesus Christus soek. Jy kan net sy wil soek. Dalk moet ek dit anders te sê. Daar's baie wat jy kan doen. Daar's baie wat jy aan die situasie kan doen. Daar's niks wat jy kan doen wat so goed gaan wees soos wat hy kan doen nie. Want nog elke keer as ek 'n probleem oplos, dan is dit maar soos om 'n bietjie petrol op die vuur te gooi. En dan skielik brand hierdie ding nou groter en erger. Maar die oomblik as jy stil raak en besef, Here, ek kan nie hierdie ding oplos nie. Ek is nie die Christus nie. Ek is nie die een wat hierdie ding kan verlos nie. Here, help my. Dan is dit asof die situasie net in plek val. Hoor wat sê Johannes 15 vers 5. Jesus praat met die mense en hy sê, ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug. En dan die belangrike woorde, want sonder my kan julle niks doen nie. Dit beteken nie dat as Jesus nie in jou lewe is, dat jy soos 'n verlamde op die vloer gaan lê nie. Dis nie daai vorm van jy kan niks doen nie. Jy kan baie doen, maar jy kan eintlik net baie aanjaag sonder hom. Jy kan baie die pad byste raak sonder hom. Jy kan baie mense seermaak sonder hom. Wie van julle het al konfliksituasies gehanteer in die lewe? Willig of onwillekeurig? Jy moes al. Jy moes al na 'n afspraak toe ry en weet, hierdie ene gaan nie lekker uitdraai nie. Want daar gaan woordewisseling wees en ons gaan hard praat met mekaar en dit gaan nie lekker wees nie. Hoeveel van julle het al in die kar op pad soontoe stil geraak en vir die Here gevra, Here, hoe moet ek hierdie situasie oplos? Here, wat wil U hê moet ek sê? Here, wat wil U hê moet ek doen? Want wanneer ek besef die krag lê nie binne in my nie. En ek preek met myself hier. Ek weet ek dink ek ly so bietjie aan klein mannetjie sindroom. Ek kan nie onthou wie nie, maar iemand het my eendag vergelyk met 'n Jack Russell. Baie klein, maar wil net die dinge uitsort. Kwaai wees, blaf, baie blaf, min byt. En ons wil so graag, wanneer konflik kom, dan dink ons, nee, ek is reg, hulle moet vir my kom traai. Ek is reg vir hulle. En dis nie wat Johannes doen nie. Ja, Johannes het baie keer die Fariseërs en die Sanhedrin omgekrap, en ons gaan nog daarvan lees. Ons gaan nog lees hoeveel keer het hulle omgekrap en hulle kwaad gemaak. Maar hy het hulle nooit in konflik hanteer nie. Hy het hulle uit die autoriteit wat God hom gegee het hy dit hanteer. Ek en jy wil uit ons eie uit die situasie omdraai, en ons wil uit ons eie uit die situasie reg beklei in hom, want sonder hom kan ons niks doen nie. Hy is al een wat jou ten volle kan help. Vers 21 sê, hulle vra hom toe, wat dan? Is u Elia? En hy sê, ek is nie. Is u dan die profeet? En hy antwoord, nee. Sien, hulle was redelik hardop vir 'n antwoord. Hulle het gekom met 'n mandaat, hulle het gekom met
met 'n missie. Ons moet uitvind wie is hierdie ou wat Jode doop in die woestyn. Wie is hy? Want hy's besig om moeilikheid te maak. Hy's besig om alles om te krap. Alles wat ons die Jode leer, kom hy en hy vertel vir hulle iets anderste. So hulle is redelik hardop vir 'n antwoord. Hulle sê, as jy dan nie die Messias is nie, wie is jy dan? Is jy Elia? Nee, sê hy. En dan vra hulle of hy die profeet is. Nou die profeet waarvan hulle praat, en julle kan meer daaroor gaan lees, kry ons in Deuteronomium 18. Hy verwys eintlik na Deuteronomium 18, die profeet wat daarvan gepraat is, en dit kom eintlik neer, is jy dan die een wat gestuur is? Ekskuus. En hy sê nee, ek is nie die profeet nie. Ek is nie die een wat gestuur is nie. En ons kan daaruit ook 'n les leer. Soms druk die vyand jou. Jy dink hy druk jou net een keer. Hy gaan jou net een keer kom vra, wie is jy dan? En dan gaan jy hom een keer antwoord, en dan jy mos nou die toets deurstaan. Ek het mos nou die eksamen geskryf en deurgekom. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Hy gaan kom met 'n opvolgvraag. So wie is jy dan nou regtig? Wie dink jy nou regtig jy is wie jy sal nou sê jy is? En dis presies wat die mense wat na Johannes toe gestuur is hierso ook doen. En dis nie iets waarby ons onbekend is nie. So vroeg soos Genesis 3 sien ons al hierdie situasie afspeel, en ek wil dit vir julle lees. Dis nie op die bord nie. Genesis 3 vers 1 tot 7 sê: Die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. Hy het vir die vrou gevra: Is dit werklik so dat God gesê het, julle mag nie van enige boom in die tuin eet nie? Dis die eerste vraag wat hy haar vra, en Eva antwoord baie gehoorsaam, getrou aan God. Sy sê, die vrou het die slang geantwoord: Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar oor die vrugte van die boom in die middel van die tuin, wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanraak nie, anders sterf julle. Sy gee die perfekte antwoord die eerste keer. En wat lees ons verder? Die slang het weggeseil en nou uitgelos en nou nooit weer enigiets gepla of gevra nie. Nee, hy kom terug met 'n opvolgvraag. Hy vertel hom net nou bietjie so anders. Hy sê, die slang sê toe vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat die dag wanneer julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, dan sal julle soos God word, wat goed en kwaad ken. Ons verloor soms die geveg, want na die eerste klein onder ons, na die eerste klein situasie, na die eerste keer wat die vyand my kom toets, gaan sit ons nou terug en ons dink, nou kan ek relax. Ek het nou hierheen deurstaan. Nee. Die vyand loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na wie hy kan verslind. Op soek na waar kan hy steel, slag en verwoes. Hy rus nie. Daarom vind jy jou rus in Christus. En dis alwaar. Nêrens anderste nie. Die vrou sien toe dat die boom goed was om van te eet, dat dit 'n lus was vir die oog en die boom begeerlik was om mens insig te gee. Sy het van die vrugte daarvan geneem, dit geëet en ook vir haar man by haar gegee en hy het geëet. Albei se oë het oopgegaan en hulle het besef dat hulle naak is. Hulle het vye blare aangegryp en vir hulle ledenskorte gemaak. Eva en Adam, wat dan nou by haar was, hy was nie na die tyd geroep en gesê, hoor hierso, jy moet ook van hierdie kom draai nie, hy was daar, net nie mans genoeg om iets te sê nie. Hy wat toe nou ook daar was, eet toe nou daarvan. Die eerste toets het hulle deurgekom, baie mooi. Tweede ene het hulle gevou. Die Here is by jou.
En hy gaan jou deurdra. En jy gaan rus vind in hom. Al voel dit nie vir jou asof jy nou rus nie. Al voel dit nie vir jou asof dit nou beter gaan nie. Hy gaan jou deurdra. Jy moet net nie rustig raak en gaan sit nie. Hoe lyk dit vir ons? Ag Here, ek het nou vir 21 dae het ek nie gedrink nie, ek het nie gerook nie, so ek is seker nou vrygemaak, ek kan nou maar 'n glasie wyn soos 'n normale mens geniet. Jy die eerste keer deurstaan en die tweede keer gedryp. Ons dink, nee maar ek is mos nou vry van hierdie ding, nou kan ek teruggaan en kom en gaan soos wat ek wil. Ons mis dit. Ja, die groot plek waar 'n mens daai toets dryp, is by vergifnis. Maar ek het mos nou die persoon een keer vergewe, en dan verwag ek die volgende keer as ek hom sien, gaan my hart net jubel en juig van vreugde wanneer ek hom sien. En wanneer ek hom sien en hierdie emosies duik by my op, dan gee ek uiting daaraan. En ek raak weer van vooraf kwaad in my hart, en ek raak van vooraf weer ontstel, waar ek eintlik dan myself moes herinner het, maar ek het vergewe. Ek het laat gaan. Die eerste keer die toets baie mooi deurgekom. Tweede keer gedryf. Vers 22 sê, hulle sê toe vir hom, wie is u? Ons moet antwoord verskaf aan hulle wat ons gestuur het, wat u oor u self te sê. Hy antwoord toe, ek is die stem van die een wat uitroep in die woestyn, maak die pad vir die Here reguit, soos die profeet Jesaja gesê het. En hier gee Johannes uiteindelik vir hulle sy identiteit. En dan nou vir ons identiteit. Onthou, heel in die begin het ons gesê, Johannes se lewe en sy getuienis loop parallel met hoe ek en jy die lewe hanteer en vorentoe gaan. Johannes sê vir hulle, ek is die stem wat uitroep in die woestyn, maak die pad vir die Here reguit, soos die profeet Jesaja gesê het. Nou, daai gedeelte is Jesaja 40 vers 3, is 'n profesie, en dit sê, 'n stem roep, maak in die woestyn die pad vir die Here gereed, maak die Araba 'n groot pad vir ons God gelyk. Wanneer jy besef dat maak nie saak wat voor jou naam geskryf word nie. Dit maak nie saak wat jy in die beroepsblokkie by Home Affairs invul nie. Dit maak nie saak wat jy doen vir 'n inkomste in hierdie wêreld nie. Dit maak nie saak wat jou titel is nie. Dit maak nie saak hoe oud jy is, waar jy bly, wat jy ry, wat om jou aangaan. Dit maak nie saak nie. Al wat saak maak is jou doel in Jesus Christus is om 'n stem te wees wat in die woestyn uitroep, maak 'n pad reguit vir die Here. Baie van ons sal dink, ja, maar ek is so besig by my werk, ek is so besig met my beroep, ek is so besig om 'n klomp ander dinge te doen, ek het nie tyd om die Here se werk ook te doen nie. Ek gaan Sondag kerk toe en ek bring my kant, en ek betaal dalk tot my 10de. Dis nie waaroor dit gaan nie. Jy is geroep om 'n stem in die woestyn te wees wat sê, maak 'n pad reguit vir die Here. Wanneer jy dit besef, is daar ook vir jou vryheid. Hierdie is die gedeelte, so die eerste gedeelte van Johannes het hy nou gepraat vir die mense wat nie glo nie, sodat hulle tot geloof sal kom. Nou is dit amper asof hy bietjie oorgegaan het om te praat met dies wat alreeds glo. Want hierdie is nou een van die goed wat jy moet besef vir jou om lewe te kry. Om daai lewe waarvan hy praat in Johannes 20 te beleef, is om te besef, jy is net 'n stem wat uitroep in die woestyn, maak 'n pad reguit vir die Here. Julle al gehoor van die woord midlife crisis? Gebeur gewoonlik onder mans. Dis nou daai stadium wat hy verveeld raak met sy bakkie en dan wil hy 'n motorfiets hê. En hy raak verveeld met die motorfiets, dan wil hy vir hom 'n boot koop. En dan skielik gaan jag hy weer saam met sy vriende en dan skielik is dit nog 'n geweer en skielik is dit wat hy doen net nie meer vir hom vervullend nie. Dis net nie meer genoeg nie. Dis gewoonlik dan wanneer hulle werke van 40, 50 jaar bedank om iets anders te gaan doen. En dan besluit hulle, kom ons belê alles wat ons
Want skielik maak niks net meer sin nie. Niks voel meer genoeg nie. Ons beleef dit. Ons kom op 'n punt waar ek voel, maar my lewe is dan nou maar eintlik, ek's eintlik besig om my lewe te mors. Dis hoe dit voel. En wat Johannes hier probeer sê is dit maak nie saak waar jy jouself in jou lewe vind nie. Al voel jy mors dit deur jou huidige beroep. Al gaan jy ook deur 'n midlife crisis. As jy weet jou identiteit is in Jesus Christus, dan maak dit nie saak wat jy werk nie. Dit maak nie saak wat jy ry nie. Dit maak nie saak of jy 'n boot het en of jy nie 'n boot het nie. Jy gaan nooit voel my lewe is gemors nie. My lewe is 'n waste nie. Want ek weet die doel agter my lewe is nie om 'n boot te hê nie. Die doel agter my lewe is nie om 'n motorfiets te ry nie. Die doel agter my lewe is om nie een of ander eksklusiewe werk te hê of groot werk met 'n groot naam nie. Dis nie wat vir my lewe 'n doel gee nie. Wat my lewe 'n doel gee, is die feit dat ek het 'n opdrag, ek het 'n mandaat. Ek is 'n stem in die woestyn wat uitroep, maak die pad vir die Here reguit. En dit lyk ook anders vir elke persoon. Baie mense is geïntimideerd deur daai stelling. Is geïntimideerd deur verse wat sê, gaan dan heen en maak disippels van die nasies, leer hulle en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Want ons sit met die denkwyse dat al hoe dit lyk, al hoe dit gebeur, is soos om in hierdie skoene te wees. Dis die enigste manier. As ek disippels wil maak van die nasies, dan moet ek 'n pastoor word en ek moet gaan preek en ek moet al hierdie dinge doen en dan raak ons geïntimideerd. Hoekom? Want jy probeer in skoene staan wat nie joune is nie. Die Here het nie almal geroep om pastore en priesters te wees nie. Vir wie sou ons preek dan? Wie sou aan daai kant sit as ons almal hierdie kant staan? Jy is geroep daar waar jy jouself vind. Jy is geroep, maak nie saak wat se ander werk jy doen om 'n inkomste te kry nie. Dit bly jou opdrag om 'n stem in die woestyn te wees. Dit bly jou opdrag om disippels te maak van die nasies en om hulle te leer. Of jy besig is met kliënte en hulle naals, of ons elektriese werk in iemand se huis doen, of dit langs die skietbaan is, of waar ook al ons onsself vind. Maak die pad vir die Here gereed. Berei dit voor. Petrus sê, weer eens, en ons laasweek daar nog kyk en die week voor dit sê die Here is geduldig en wil almal 'n kans gee om tot bekering te kom. Hy stel nie sy belofte uit net omdat hy somme wil nie, of hy nie sy woord nakom nie, dis nou die belofte van sy wederkoms. Hy stel dit nie uit net somme nie, maar hy's geduldig en wag dat almal gehoor het. En ek gaan weer die vraag vra. Wie se begeerte is dit om spoedig in die hemel uit te kom? Dis myne. So hoe gaan ons dit spoedig laat gebeur? Deur die pad vir hom gereed te maak. Om te sê, ek kan nie bekostig dat iemand my verbygaan en hy dalk nog nie gehoor nie. Want dalk, net dalk, is daai nog die een laaste persoon wat moet hoor. En die oomblik wanneer jy hom klaar vertel het, dan blaas die trompette. Dan sê die Here, okay, nou het almal gehoor. Dit is waarvoor ons geroep is, om daai stem te wees. Dit is nie net om hier voor te staan en te preek nie. Inteendeel, soms voel hierdie posisie voel soms bietjie, ek moet nou 'n mooi woord kry, nutteloos. Want ek praat met mense wat klaar gered is. Ek praat met mense wat klaar gehoor het. Hierdie is die toerusting vir julle om dan nou uit te gaan en die pad te gaan voorberei en te gaan gereed maak. So as jy besef, jou doel is om 'n stem in die woestyn te wees, dan gaan jy nie 'n midlife crisis beleef nie. Want jy gaan nie doelloos voel nie.
Jy gaan nie voel nou het ek niks meer wat vir my sin maak of iets beteken nie, want ek het een doel voor oë en maak nie saak hoe oud ek is nie, dit is om die pad gelyk te maak vir die Here. Vers 24 sê, daar was ook afgevaardiges uit die geleerdere van die Fariseërs. En hulle, vers 25, en hulle het hom gevra, as u nie die Christus of Elia of die profeet is nie, waarom doop u dan? En hier is eintlik die rede hoekom Johannes die mense so omgekrap het. Dis want hy doop Jode. Nou, kom ons gesels eens bietjie oor wie was die Fariseërs. 'n Fariseer in die Bybelse tye was basies 'n godsdienstige leier of dan nou 'n leraar. Dit was in vandag se tyd die pastore, die groot pastore, die groot name onder die Jode. Hulle was nie priesters wat in die tempel gewerk het nie, maar hulle was die mense wat die volk geleer het hoe om God se wet, die Torah, in alledaagse lewe uit te leef. Hulle was die reëlbewaarders, die wat seker gemaak het dat al die Jode volg al die reëls ten alle tye. Hulle het geglo in die nakoming van God se wette tot in die fynste besonderhede. Die Fariseërs het 'n klomp, ek dink, ek kan nou heeltemal verkeerd wees, julle kan dit gaan Google en my na die tyd sê, maar iets soos 300 ekstra reëls gemaak, bygesit by wat God eers gegee het, sodat daai reëls maak dat hulle seker maak hulle breek nie hierdie reëls nie. Klink dit vir julle soos 'n lekker lewe? Ek moet reëls hê wat my keer dat ek nie die oorspronklike reëls breek nie. Hoe moet ek weet wat om te doen? Ek het nie 'n idee wat aangaan nie. In elk geval. So hulle is dies wat daai reëls gemaak het en seker gemaak het almal hou by daai reëls. Dit is hoekom jy lees oor en oor en oor dat die disippels en Jesus die Fariseërs so omgekrap het, want hulle het veere gevoel vir die reëls wat die Fariseërs gemaak het. Die extras wat hulle nou bygesit het. So hulle het 'n groot invloed gehad in die sinagoges en dit is nou die kerke, die plaaslike plekke waar hulle geaanbid het en onderrig gegee het. Gewone mense het hulle gerespekteer omdat hulle baie slim en heilig voorgekom het. So die Jode dit was maar amper soos bietjie van 'n status wat jy bereik het wanneer jy 'n Fariseer geword het. Dan was nou 'n nuwe level en die Fariseërs het ook geweet dis 'n nuwe level en hulle het baie keer so opgetree. Maar Jesus het dikwels met hulle vasgesit, met hulle gebots, want alhoewel hulle uiterlik baie godsdienstig was, aan die buitekant het hulle gelyk asof hulle al die reëls onderhou, aan die binnekant het hulle die hart, God se hart agter die wet, heeltemal gemis. Die wet was altyd daar, om jou oë te draai na die redder toe. Die wet was daar om vir jou te wys dat jy het die Messias nodig. Die wet se doel was sodat wanneer Jesus kom, hulle sou sien, hierdie is die een, hierdie is die lam wat betaal het sodat ons vir altyd verlos kan word. Maar hulle het dit gemis. Hulle was so gefokus op die reëls en die reëls hou en by die wet hou en al hierdie dinge dat hulle die lam heeltemal gemis. So met ander woorde, as die Sanhedrin die Hooggeregshof was, dan sou die Fariseërs die reëls polisie wees in daai tyd. So ek hou daarvan om goed eenvoudig te verduidelik, want dis hoe ek dit ook dan verstaan. So dan weet ek vorentoe wat was hulle doel gewees. So die agtergrond van die Fariseërs, uit daai agtergrond uit verstaan ons hoekom Johannes die Doper en dan nou Jesus en al sy disippels sulke groot vyande van die Fariseërs was. Want hulle het nie by die reëlboek gehou nie. Jesus het op die Sabbatdag mense gesond gemaak. Jesus het mense se sonde vergewe en dit het hulle omgekrap. So hulle vra vir Johannes, dan nou die Fariseërs, as u nie die Christus of Elia of die profeet is nie, waarom doop u dan? En hier is wat hulle so omgekrap het en hulle so ontstel het. Sien, die doop voor Jesus gekruisig was, het eintlik iets heeltemal anders te beteken.
Dis nie die doop wat ons vandag ken nie. Dit was 'n soortgelyke ding, maar 'n hele ander doel. So die doop voor Jesus se kruisiging noem ons die proseliete doop. So al wanneer iemand in daai tyd gedoop was, sou wees wanneer dit 'n heiden is, 'n sondaar wat dan die Joodse geloof wou aanneem. Dan sou hulle hom rivier toe vat en hy sou homself skoon moes was en hy sou dan gedoop word en dit sou gesimboliseer het dat hy nou reg, want in daai tyd kon jy kon net 'n Jood gebore wees. As jy in die Joodse geloof gebore was, dan was jy deel van hulle en as jy van buite af wou inkom, moes jy 'n tipe van 'n geboorte dan nou weer deurgaan. Sien julle waar dit ooreenstem? Maar dit is nie heeltemal dieselfde nie, want dit is in die Joodse geloof in. En wat hulle gedoen het, hulle het rivier toe gegaan en hulle het iemand heeltemal geonderdompel. So ek weet nie altyd wat om vir mense te sê as hulle vir my vra, maar waar kom klein doop vandaan nie? Want tot in die Ou Testament was dit groot doop. Het hulle mense geonderdompel. So waar die klein doop vandaan kom, is ek nie heeltemal seker nie. Maar in elk geval. So hoekom het dit die Fariseërs omgekrap dat Johannes Jode doop? Want hulle het dit nie verstaan nie. Hulle het nie verstaan hoekom sal Johannes mense doop wat klaar deel is van die volk nie. Hulle het nie geweet wat aangaan nie. Hoekom? Want hulle het Jesus Christus nog nie geken nie. Hier was sy bediening nog nie bekend gemaak nie. Hy sê hy is nog net die een wat die pad voorberei het. So hulle verstaan nie hoekom doop hy Jode nie. En die rede hoekom hulle ook so kwaad geraak is want indirek verwys hy dan nou na Jode as 'n klomp sondaarse heidene. En dit maak hulle kwaad, hulle verstaan dit nie. En wat ons daaruit sien is, jou optrede gaan ook nie altyd deur die wêreld verstaan word nie. Veral wanneer die wêreld Jesus nie ken nie. Die Fariseërs en die Sanhedrin, die skrifgeleerders, hulle ken Jesus nie. Hulle verstaan nie hoekom Johannes doop nie. Ek en jy beweeg in 'n wêreld wat Jesus nie ken nie, moet nie onkant gevang word as hulle jou ontmoet met konflik nie. Want hulle verstaan nie Jesus Christus nie. Hulle ken hom nie. Hulle verstaan nie waarmee jy besig is nie. En wanneer 'n mens nie iets verstaan nie, dan val hulle dit aan. Kyk maar, reg deur geskiedenis. Mense kom in 'n land in, en hier's mense, ons verstaan nie, ons praat nie dieselfde taal nie, nou is dit oorlog. Ons val aan. So mense werk. En die lig en die duisternis kom nie oor die weg nie. Vers 26. Johannes het hulle geantwoord, hy sê, ek doop met water, maar in julle midde staan daar iemand vir wie julle nie ken nie. Johannes sê vir hulle, ek doop met water, maar in julle midde staan iemand vir wie julle nie ken nie. Hoekom doen ek en jy wat ons doen? Hoekom probeer ons reg leef? Hoekom probeer ons 'n lig in die donker wêreld daar buite wees? Hoekom probeer ons die regte ding doen? Wat sou julle sê? Die teksgedeelte sê dit vir ons. Want Jesus is in ons midde. Dis hoekom ons dit doen. Johannes doop, want hy weet Jesus is hier. Hy weet hy het gekom. Ons sien dit voor die tyd. Ons sien vroeër in Johannes, hy praat van Jesus. Hy sê hy's hier. Die lig het aan die wêreld gekom. Hy doop want hy weet Jesus is in hulle midde. Ek en jy doen wat ons moet doen. Ons probeer reg leef. Ons probeer die lig verkondig. Ons probeer mense vertel van Jesus Christus, want ons weet Jesus is in ons midde. Ek dink die kerkgangers het op 'n punt gekom waar ons vergeet Jesus is in ons midde. Ons vergeet dat hy sy gees gegee het. En die dag toe jy hom aangeneem het, het daai gees binne in jou kom woon. En daarom die drie eenheid, al drie apart, maar al drie nog steeds een God.
Ons vergeet dat hy's in ons midde. Maar hoekom sê Johannes dit? Hoekom praat Johannes van Jesus? Of, kom ek vra dit eerder so, wat het Jesus daar gedoen? Hoekom was hy daar gewees? Want hy het geweet dat Johannes is besig om oor hom te praat. Hy het geweet is nodig vir hom om daar te wees, want Johannes praat oor hom. Hy het ook bietjie vooruitsig gehad en geweet dit is tyd vir hom om gedoop te word. En dit gaan ons nie in volgende week se woordskool hanteer, Jesus se doop, en ek's daarvoor baie opgewonde. Maar hy weet Jesus praat oor hom, of Johannes praat oor hom. So hy's daar. Kan ek jou uitdaag hier vanaand? In jou werksplek, vir my is dit nou baie anders, dit is vir my heel makliker, want dis waaroor my werk gaan. Maar waar jy jouself vind, vat 'n oomblik en praat net met iemand oor Jesus. En jy sal agterkom dat hy daag op wanneer jy oor hom praat. Hy doen dit in die woord en hy doen dit hier ook. Toe Johannes oor hom praat, toe is hy daar. Want Johannes sê, hier's iemand in julle midde. Wat beteken Jesus was in die gehoor toe hy hierdie goed gesê het? Ons praat te min oor Jesus by ons werksplek en dan kan ons nie verstaan hoekom is dit so aaklag en so donker om ons nie. Ons praat nie oor hom nie. En kan ek net hierdie regstelling maak? Om te praat oor hom is nie om in 'n gestryery betrokke te raak met iemand oor hom nie. Jy was nog nooit geroep om met mense te stry oor Jesus Christus nie. Die woord sê, jy moet 'n antwoord reg hê wanneer iemand jou vra. Hy sê nie jy moet stry nie. Inteendeel, die woord sê 'n dwaas stry met 'n dwaas. En ek het hierdie al gesê, as ek en jy in 'n gesprek kom en ons begin stry en ek hou skielik op praat, dan moet jy nou weet hoekom. Want ek stry nie met 'n dwaas nie. Ek sê nie julle is dwaase nie, asseblief moet dit nou nie so vat nie. Ons het nog nooit gestry nie. Ons is nie geroep om te stry nie, ons is geroep om te praat oor hom. Nie mense te oortuig nie, die Heilige Gees doen die oortuigwerk. Ons doen die getuigwerk. Praat net oor hom. Jy sal sy teenwoordigheid beleef. Vers 27 sê, hy is die een wat na my kom, en ek is nie werd om die riempies van sy sandale los te maak nie. Ek het al so baie pastore gehoor hierdie teksgedeelte quote, dit noem in gesprekke. Het jy al ooit gewonder wat dit beteken toe Johannes sê, ek is nie eens werd om sy sandale los te maak nie. Ek is nie eens werd om aan sy voete te raak nie. Sien, in daai tyd was daar nog slawe gewees. Mense het slawe gehad en die slaaf het in jou huis gewerk en outomaties die verhouding tussen 'n meester en 'n slaaf was nie dieselfde nie. Was nie op dieselfde sosiale vlak gewees nie. Die meester was hier en die slaaf was onder hom gewees. So daar was vlakke gewees en onder die slawe was daar ook vlakke gewees. As jy die een was wat verantwoordelik was vir kos maak, was jy hoër geag as die slaaf wat die vloere moes uitvee. En die een wat die vloere uitgevee het, was hoër as die een wat die vensters moes was, of hoe ook al dan nou. Die heel laagste vorm van die slawe was die een wat as die meester by die huis kom, sy skoene uitgetrek het en sy voete gewas het. Hulle het dit gedoen want dit was stowwerig, dit was vuil, so om die huise skoon te hou, het hulle voete gewas voordat hulle in die huis inkom. So dis waar die gebruik begin het. Die heel laagste van daai slawe was die een wat die meester se skoene losgemaak het en sy voete gewas het. So wat sê Johannes dan nou hierso? As hy sê, ek is nie eens waardig om die riempies van sy skoene los te maak nie. Hy gee soveel eer aan Jesus Christus, dat hy sê, die laagste van die laagste posisie, ek is nie eens goed genoeg om daai posisie in te neem nie. Die Here van die Here verdien iemand beter as ek om die laagste posisie in te neem.
ek is nie goed genoeg nie. En dis nie 'n swak selfbeeld nie. Baie mense sien hierdie ding raak en dan dink hulle, "Sjoe, maar dit sit nie lekker met my nie, want dit voel amper so 'n bietjie asof jy 'n swak selfbeeld moet ontwikkel." Dit is glad nie dit nie. Dis nie 'n swak selfbeeld nie. Dis 'n goeie Jesusbeeld wat jy moet ontwikkel. 'n Goeie idee van wie hy is, want as jy besef wie hy is en hoeveel hy werd is, dan besef jy ek verdien geen eer nie. Ek verdien nie eens die eer van die titel van die een wat die meester se voete was nie. Al die eer behoort aan hom. Het julle al gesien op hierdie TV-programme as hulle so praat oor diamante en goed. En dan vat hulle daai diamant. Het jy al gesien as hulle hom op 'n tafel of iets sit om die diamant te laat uitstaan, dan laat lê hulle hom op so swart lappie. Jou werk is daai swart lappie. Want wat daai swart lappie doen is hy maak dat daai diamant blink, verskriklik uitstaan. Ek weet nie wat daai lappie se naam nie, maar daai swart lappie. Dis jou werk. Jou werk is om die seun van die mens, om Jesus Christus te laat uitstaan. Is om te sê dat niks, geen eer kom my kant toe nie. Ek het niks gedoen om dit wat ek het te verdien nie, maar hy het vir my gesorg. En ons het vroeër in Johannes ook daarvan gelees. Oor hoe getuig jy? Wanneer iemand vir jou sê, jy's seker gelukkig met die nuwe kar wat jy kon koop. Man, die besigheid gaan seker goed. 'n Getuienis sou sê, dat nee, die Here sorg vir my. Ek is nie lucky nie, dit het niks met luck te doen nie. Die Here sorg vir my. Jou doel is om maak nie saak wat die situasie of die omstandighede is nie, is om die seun te laat uitstaan. Sien, daar's 'n groot verskil tussen 'n swak selfbeeld en 'n baie sterk Jesusbeeld. 'n Swak selfbeeld is iemand, soos wat ons nou gesê het, net vooroor gebuig geloop en dit lyk asof hulle konstant maagkrampe het. Jy sien dit op hulle gesigte ook. Dinge lyk net nie lekker nie. Dis 'n swak selfbeeld. 'n Sterk Jesusbeeld sê dat maak nie saak wat my omstandighede is nie. Ek lig my ken op en ek lig my aangesig na God toe en ek gee hom die eer, want ek weet ten spyte van wat om my aangaan, hy gaan dit maak uitwerk en die ander mense sien dit in jou. Dis wat dit is om 'n sterk Jesusbeeld te hê. Sluit af met vers 28. So hierdie hele gedeelte gaan oor jou getuienis, wie jy is. Jy's nie die Christus nie, maar jy's die een wat uitroep, wat sê maak die pad vir die Here gereed. Jou werk is om soos die swart lappie onder 'n diamant die Here te laat uitstaan. En dis wat ek mal is oor woordskool en om die woord so in diepte te bestudeer. Want 'n eenvoudige vers soos vers 28 beteken dan vir ons iets heeltemal anderste. Dit sê, dit het oorkant die Jordaan in Betania gebeur, waar Johannes besig was om te doop. So daai Betania is 'n ander woord wat ook soms in van julle vertalings gebruik sal word, is die woord Bethabara. En wat dit eintlik was, is 'n baie klipperige, droë woestyngebied waar daar niks is nie. Dis net dood. Daar gaan niks aan nie. Daar's nie plantjies nie, dis klipperig. Die rivier gaan daar deur, maar dit beteken nie eintlik veel nie. En Johannes was besig om daar mense te doop. Hy was besig om daar mense te vertel van die een wat sou kom na hom, van die een vir wie hy 'n pad gereed maak. En wat ons daaruit kan lees, onthou Johannes is nie besig om in 'n groot fancy kerk met ligte en TV's en waaiers en 'n mat en sagte bank te preek nie. Hy staan nie op 'n verhoog met 'n mikrofoon en 'n glas water en alles is net perfek nie.
Ek en jy wag soms dat ons omstandighede perfek is voordat ons getuig. Ons wag soms tot alles in my lewe sin maak en reg is en dan kan ek die woord van God verkondig. Of al my probleme moet opgelos wees. My lewe moet daarom kan wys God het nou al in elke liewe aspek van my lewe voorsien en ek het geen probleme nie. Dan kan ek getuig. Glad nie die geval nie. Sien, soms word ons geroep om in plekke, dis nou fisies, emosioneel of geestelik, soos Betania te getuig. Jy word soms geroep om fisies in 'n plek te getuig waar daar nie veel is nie. Dalk is dit hier iewerste op 'n veldjie waar daar mense is. Dalk is dit by Pick n Pay. Dalk is dit in die middedorp. Dalk is dit iewerste in 'n village bo in Afrika waar daar nie veel is nie. Fisies word jy soms geroep om op plekke te getuig waar dit nie vir jou gaan sin maak nie. Getuienis gebeur nie net in die kerk nie. Emosioneel word jy soms geroep om te getuig wanneer dit nie sin maak nie. Wanneer jou hart seer is en wanneer jy bedroef is en wanneer jy depressief voel en wanneer jy voel maar ek is nie gelukkig nie. Soms verwag die Here van jou ook om dan te getuig wanneer dit nie sin maak nie. Geestelik, wanneer dit soms nie vir jou sin maak nie, verwag die Here jy moet getuig. Wanneer jy soms bid en voel, maar die Here antwoord my nie. Hoeveel keer, en ek wil niemand seermaak of sleg laat voel nie, of omkrap of kwaad maak nie, dis nie my doel nie. Maar hoeveel keer, die Engelse woord is audacity. Wat is die Afrikaanse woord vir audacity? Daai vermetelheid. Hoeveel keer het ek en jy die vermetelheid, né? Om kwaad te wees vir God en dan te sê, ek gaan nie nou getuig nie. Ek het nie nou iets goeds om te sê nie. Hoeveel keer ek dink nie dit is ons as skepping se plek enigsins om te kan kwaad raak vir die Skepper en te sê ek gaan nie nou getuig nie. Ek voel seer gemaak, voel nie ek's nou op die plek nie. As jy weet wie Jesus Christus regtig is, as jy vir 'n oomblik kon sien hoe baie hy in jou lewe al gedoen het. Ek praat nie net van dit wat jy weet nie. Ek praat van dit wat jy nie weet nie. Ek praat nie net van al die kere wat jy bewus is hy vir jou deurgekom het nie. Ek praat van al die kere wat hy jou veilig gehou het en jy besef dit nie eers nie. As jy al daai kere soos 'n film in jou gedagtes kon sien afspeel, dan het jy nie die reg om kwaad te raak nie. Al voel dit vir jou dat jy is agtergelos. Jy is nie gehoor nie. En die Here het onregverdig opgetree teenoor jou. Soms tot in daai plekke gaan die Here van jou verwag om op te staan en te getuig. Hoe lyk so getuienis? Wanneer ek voel die Here antwoord my nie. Wanneer ek voel ek het gebid en die Here kom nie vir my deur nie, dan vat dit van my om op te staan en te sê, ek het hierdie probleem. En hy is nie opgelos nie. Maar ek gaan die Here aanhou loof en prys. Habakuk doen presies dieselfde. Al sou die vrye boom nie bot nie, sou daar geen klein vee in die kamp wees nie. Al sou die olyfoes misluk, nogtans sal ek in die Here jubel.
geestelik is ek nie op die plek waar ek voel ek kan getuig nie, maar ek kan vir hierdie stuk vlees, kan ek sê, staan op, maak jou mond oop en maak die Here se naam groot. Dit is wat dit vat. Johannes het nie gewag totdat die omstandighede perfek was vir hom om te getuig nie. Inteendeel, die woord sê dat hy het in die woestyn gebly en hy het kameelvel gedra as klere en hy het sprinkane geëet. Sy lewe het nie sin gemaak nie. As jy uit 'n menslike oogpunt na sy lewe gekyk het, sou jy gedink het hierdie man het niks om oor te getuig nie. Niks nie. Dit gaan nie met hom goed nie. Ek wil vanaand vir jou vra, waarvoor wag jy om te getuig? Vir wat wag jy? Want weet jy wat? God wag net vir jou. Hy wag nie vir iets anders om te gebeur in jou lewe nie. Hy wag nie vir daai seëning wat hy uit die hemel uit gestuur het en dit voel asof die engel dalk verdwaal geraak het nie. Hy wag nie nog vir iets in jou lewe. Hy wag net vir jou om jou mond oop te maak en te begin getuig. So waarvoor wag jy? Ja, maar ek het niks om oor te getuig nie en dit gaan nie met my goed nie en haal jy asem, getuig daaroor. Het jy opgestaan vanoggend en jou hart klop nog, getuig daaroor. Het jy al omgekom? Nee, getuig daaroor. Het jy R2 ingekry die maand? Getuig daaroor. Het jy vir die laaste week en 'n half net pap en brood geëet? Getuig daaroor. Dit hang af hoe jy kyk na die situasie. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here, ons as mense wil voor U kom neerbuig in nederigheid, Here, en ons wil kom sê ons, Here, ons is so jammer dat ons soms die punt gemis het. Here, ons is so jammer dat ons vir oomblikke gedink het dat dit gaan oor ons en hoe dit met ons gaan en wat om ons gebeur en wat ons het en wat ons nie het nie, Here. Jammer dat ons vergeet het dat dit gaan net oor U. En ten spyte van my omstandighede, ten spyte van wat ek in my lewe sien, Here, weet ons dat U is 'n goeie God. En U doen goed. Here, ek wil bid en vra dat U vir elkeen van ons deur U Heilige Gees vanaand sal beklee met die vrymoedigheid om U naam groot te maak in elke situasie, in al die omstandighede van ons lewe. Oralste waar ons onsself vind, Here, mag ons altyd soos die swart lappie onder 'n diamant wees, wat al die eer en al die heerlikheid na U toe draai. Here, ek wil ook bid en vra dat U ons geestelike oë sal oopmaak, sodat ons U goedheid sal sien in elke situasie. Dat ons sal sien dat U goed is, al lyk dit om ons nie goed nie. Here, dankie dat U 'n goeie en getroue God is. En Here, U woord sê dat wanneer ons sondes bely, Here, dat U dit van ons afskei, so ver soos wat die ooste van die weste af is, Here. En dat U ons vergewe en ons vrymaak, Here. En daarom kan die eerste ding wees waaroor ons getuig in hierdie week wat kom, dat die Here het my vergewe en ek is vrygekoop. So baie dankie vir U liefde en genade. Amen. Amen.